Jou sielskoffie met 'n verskil. Hoeveel keer vra ons onsself af, hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog wag om te kan gaan vakansie hou? Hoe lank moet ek nog wag voordat ons 'n babietjie kan bekostig? Of, hoe lank gaan ek nog wag vir my man om uiteindelik op te daag? Party van ons wag al ons lewe lank vir dinge om te gebeur en ons wil nie meer wag nie. Ek wil vandag 'n klip in die bos gooi en 'n teenvraag vra. Hoekom nie nou nie? Hoe gereeld stel ons dinge uit omdat ons wag vir die regte tyd, genoeg geld of as ek maar genoeg is of wanneer ek eendag aftree? Ons dink ons moet eers meer kennis opdoen of meer selfvertroue kry. Maar wat as vandag die dag is wat God vir jou voorberei het? Wat as God vir jou wag om die eerste tree te gee? Die Bybel herinner ons dat God ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En wanneer ek en jy alles doen wat ons kan, sal Vader die res doen. Wanneer ek en jy daardie eerste stap in geloof stap, maak Vader deure oop. Hy vra nie dat ons alles moet uitwerk voordat ons die eerste tree gee nie. Nee, hy vra net dat ons hom sal vertrou terwyl ons die eerste tree gee. Dink 'n bietjie aan Petrus wat uit die boot geklim het. Hy het nie gewag totdat die see kalm word nie. Hy het op Jesus se woord gereageer. Die wonderwerk het gebeur toe hy die eerste tree neem op die stormagtige see. Hou jou oë gerig op Jesus terwyl jy tree vir tree neem, want dan sal jy in die regte rigting beweeg. Ek en jy wil so graag altyd in beheer voel, maar die beste dinge gebeur met ons wanneer ons nie in beheer is nie. Dink maar bietjie terug op jou lewe na daardie tye wat jou broek gebewe het en jy naar was van senuwees omdat jy in 'n situasie was wat jy nie kon beheer nie. Jy het gefokus gebly op God se hand en daarom ongedeerd en selfs beter anderkant uitgestap. Jy weet nie hoe nie, maar jy weet iets goeds het gebeur. Miskien lê daar vandag 'n droom in jou hart. Miskien wil jy iets nuuts begin. Iemand vergewe, jou gawes gebruik of 'n geleentheid aangryp wat God allank oor jou pad bring. Hoekom nie nou nie? Moenie dat vrees, twyfel of uitstel jou beroof van die seëninge wat God vir jou voorberei het nie. Klein stappe van gehoorsaamheid lei dikwels na groot deurbrake. Bid, vertrou en tree op. God gaan voor jou uit en hy sal jou die krag gee vir elke nuwe dag. Die beste tyd om in geloof te begin stap is nie môre nie. Dit is vandag. Nou is altyd beter as later, want later is dalk nie vir jou beskore nie.